Amen. Liewe luisteraar, dit is so 'n groot en 'n heerlike realiteit dat ons die volle waarheid in ons midde het. Jesus sê in Johannes 8 vers 32 en 36, hy sê ken die waarheid en die waarheid sal jou vrymaak. As die Seun jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Die hele evangelie gaan oor die kruis. Die kruis is die hart van die evangelie. En dit wat aan die kruis gebeur het, is die grootste wonderwerk, die grootste geskenk, die ewige heerlikheid waar die mensdom weer met God verenig is. En dit is so belangrik dat ons na hierdie boodskap sal luister. En ek wil net vir ons die waarskuwing in die skrif lees. Ek het dit al gelees, ek lees dit weer, is Amos 8 vers 11. Hy sê, kyk daar kom daar, spreek die Here. Nou as die Here jou waarsku, dan beter jy gewaarsku wees. Luister, hy sê, kyk daar kom daar, spreek die Here, dat ek 'n honger in die land sal stuur. Nie honger na brood, nie na 'n dors na water nie, maar om die woorde van die Here te hoor. Die Nuwe Testament is die woord van die Here. Ons weet mos nou, Johannes 1 sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. As jy nie hierdie woord as heilig sien, en sien dat dit die perfekte antwoord is, wat God van voor die grondlegging van die wêreld in aksie gestel het en vir ons gegee het op skrif, sodat ons die waarheid kan ken, sodat die waarheid ons waarlik vry kan maak. En dit is hierdie waarlike vrymaking wat so wonderlik is. Ons kyk weer daarna, ons kyk weer na die skrifte, na die Nuwe Testament. Ons weet dat die skrif sê, as jy weer die Ou Testament lees, dan sal daar 'n sluier oor jou verstand wees, en jy sal nie verstaan nie. Dit is so belangrik, dat ons die werklikheid sal sien, en nie versluier deur die wêreld sal gaan nie, maar dat ons na die Nuwe Testament begin kyk. Nooit weer die Ou Testament kyk nie, want die Ou Testament gaan oor gelykenisse, bemoediging, en dit is nie waaroor dit gaan nie. Die Nuwe Testament gaan nie oor bemoediging, en die Nuwe Testament gaan oor 'n nuwe lewe. Daardie nuwe lewe het God aan ons kom skenk, sodat ons een gees met God kan wees. Soos hy dit sien, so sien ons dit. En die Nuwe Testament gaan absoluut daaroor hoe en wat God bereik het en gesien het. Ek begin en ek lees vir ons uit Efesiërs uit nou, Efesiërs 1, en dan sien ons reg van die begin af, beskryf die skrifte dit so dramaties. Hy sê in die 3de vers van Efesiërs 1, hy sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle seëninge in die hemele in Christus. Daar is nie 'n seën wat jy kan afbid van die hemel af, wat God jou nie meer geseën het nie. Jy kan nie vra vir iets wat God jou reeds gegee het nie. En dit is waaroor die Nuwe Testament gaan. Die Nuwe Testament is alles geskenke. Jy kan nooit weer pleit en die Ou Testament toepas en pleit en sobat vir genade en sobat vir genesing en sobat dat die Here met jou moet wees. Dis alles bedrog van die Ou Testament, misverstande van die Ou Testament. So, die Nuwe Testament het gekom om vir ons absoluut in 'n werklikheid te plaas. Ken die waarheid sal jou vrymaak, en as die waarheid jou vrymaak, sal jy waarlik vry wees. Dit is dit wat ons nou hierna kyk, geseënd met alle seëninge in die hemel in Christus.
God gee Paulus 14 boeke om te skryf in die Nuwe Testament. Al sy gebede is dankgebede. Dank die Here vir sy broeders wat gered is. Dank die Here vir die seëninge wat hy ons gegee het, dat hy ons geseën het met alle seëninge. Absoluut al die tyd 'n dankgebed oor die volheid en die realiteit wat vir ons gekom het in Christus. Nooit weer 'n gesoebat nie, maar nou 'n absolute vasstaan, soos Galasiërs 5 vers 1 sê. Hy sê, broeders, staan nou in die vryheid waarmee Christus julle vrygemaak het. Het Christus jou vrygemaak het of het hy nie? Is jy vry of is jy nie? Jy sien, jy moet die vrae antwoord. As jy nie vry is nie, dan ken jy nie die evangelie nie. En dan het Christus vir jou niks gedoen nie. Maar omdat hy vir jou alles geskenk het en alles gegee het, is jy waarlik vry. Of jy dit glo of nie, jy's waarlik vry, maar jy moet dit aanvaar sodat jy dit kan ervaar en dat jy die ewigheid kan beerwe. Dat jy jou erfdeel in die ewigheid kan opneem. As jy dit nie opneem nie, verloor jy alles en jy's vir ewig verlore. Dis so belangrik, mense, dat ons begin sien hoe dat God ons kon verryk het in alle opsigte. Hy sê byvoorbeeld in 1 Korintiërs 8 vers 9, Jesus wat ryk was, het arm geword, sodat ons kan ryk wees. Nie word soos die Afrikaans sê nie, maar soos die Engelse King James sê, ryk wees. Want hy het ons kom verryk in alle opsigte aan die kruis. Hy het vir ons alles geskenk wat tot die lewe en godsaligheid lei. Ons moet dit net aanvaar. Ons moet begin gelowiges word en glo wat die skrifte sê. En predik wat die skrifte sê. En absoluut in die skrifte bly. Ons absoluut kennis oordra aan die mensdom wat in totale ongeloof is. Christene selfs wat in ongeloof is, om tot die geloof te kom, om die volheid van hierdie heerlikheid te sien. Hy sê byvoorbeeld in vers 4 van Efesiërs 1, hy sê soos hy ons uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Hy het dit gedoen, dit is sy begeerte, en hy sal nie vir ons sê dat ons sonder gebrek moet wees, en hy het nie alles voorsien nie. Dit is so wonderlik as jy sien, dat God voorsien alles vir jou, hy het jou geseën met alle seëninge, maar jy moet dit aanvaar, anders is jy verarm, anders het jy dit nie. Nou verduidelik hy vir jou, hy het vir jou alles gegee, sodat jy in daardie heiligheid en liefde in hom kan wees, al die tyd. Dit is 'n geskenk, maar jy moet begin mediteer daarop. Nou dis baie belangrik om selfs te sien, wat beteken meditasie vir jou. As jy nog net kopkennis het, dan is dit nog so pateties. Jy moet daardie kennis laat afdaal in jou gees. En om dit in jou gees te kry, moet jy aanhou mediteer op hierdie realiteit. As hy vir jou sê, ek het vir jou alles gegee wat tot die lewe en godsaligheid lei, dan mediteer jy aanhoudend daarop. Jy kyk dieper in die skrifte in en jy kyk wat God vir jou geskenk het, jy kyk wat hy gedoen het aan die kruis, jy kyk wat alles gebeur het en hoe dit alles gaan oor jou. So belangrik dat jy sien dat God het jou die Heilige Gees geskenk van die begin af. Hy het jou gees verseël, die oomblik wat jy hom aanvaar, verseël hy jou gees met die belofte van die Heilige Gees. En daardie belofte is sy getuienis. Hy getuig oor hierdie groot saligheid wat God aan jou geskenk het. En hoeveel mense besef dat hulle het 'n groot saligheid ontvang, maar hulle weet dit nie. Deurdat
die regte boodskap nie aan hulle gebring word nie, dat God ons alles geskenk het wat tot die lewe en godsaligheid lei. Nou gaan hy verder in vers 5, hy sê dat hy ons voortbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil, tot lof van sy heerlikheid, van die genade waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. Alles 'n afgehandelde realiteit. Hy het ons verryk in alle opsigte. Hy het ons alles gegee wat tot die lewe en godsaligheid lei. Jy moet dit besef en jy moet op dit mediteer. Nou meditasie in die oorspronklike taal beteken eintlik om geboorte te skenk. Jy mediteer op hierdie beloftes en op hierdie realiteite, totdat dit in jou hart gebaar word dat dit 'n werklikheid is. En dan begin jy in daai werklikheid staan. As jy byvoorbeeld na een enkele skrifgie kyk, 1 Petrus 2 vers 24, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. As jy op daardie skrifgie mediteer en totdat jy besef, maar God het my reeds genees aan die kruis van Golgotha. Dit is reeds my eiendomsreg. En jy laat toe dat daardie skrifgie gebaar word in jou gees en jy begin daarvolgens leef. Dan gaan jy nie aanvaar wat negativiteit aan jou wil verskaf nie. Want God het jou geseën met alle realiteite, met alle seëninge uit die hemel. En jy staan net op die manier wat hy jou verryk het en hoe jy deur daardie verryking kan leef dag na dag. En dit is so belangrik dat ons hierdie realiteite sien. As hy sê, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom, dan is dit 'n afgehandelde storie. Hy sê in Markus 11 vers 24, as jy enigiets by Christus vra, glo dat jy dit reeds ontvang het en dit sal so wees. Maar nou moet jy weet, dit moet gebaar word in jou gees. Dit moet 'n werklikheid wees. Nie na 2 dae en 3 dae en 'n week en 2 weke besluit, nee wat, dis nie 'n werklikheid. Ek het gedink, ek gaan vas staan, maar ek kan nie, hierdie siekte of wat dit ook al is, duur nou te lank. As jy kyk in die skrifte, en jy sien hoe mense vasgestaan het vir jare, van die begin af, moes hulle vasstaan, die vader van geloof, moes vasstaan vir 25 jaar. Josef moes vasstaan vir 13 jaar. Dan sien jy dat hoe selfs Paulus soms die evangelie gaan verkondig, dan word hulle stukkend geslaan en in die tronk gegooi. En mag nooit kla oor die negatiewe nie. Altyd die positiewe sien en toelaat laat God die situasie skud, soos daardie tronk van Paulus. Hulle kan vrykom en hulle beskuldigers laat kom pleit, asseblief verlaat ons. As God sê hy het jou genees, al vat dit 10 jaar, jy staan in daardie, maar voor jy daaraan kan staan, moet dit 'n werklikheid in jou gees wees. Jy moet op hierdie woord gemediteer het dag na dag, totdat dit vir jou so 'n werklikheid is, dat jy net daarin staan. Soms gaan vir 'n antwoord by die bank of maar sommer gou sien, nee, dit gaan nie werk nie, en terugdaai en sê, nee, wag, ek gaan die Here vertrou. En dit is altyd die antwoord. Die antwoord lê net in dit wat in die kruis, waar hy jou alles geskenk het. Hy het dit voorsien. God sal nooit aan ons enige opdrag gee, as hy nie vir ons voorsien vir dit wat hy aan ons opdra nie. Ons moet hierdie realiteite sien. Hy sê in die 6de vers, tot lof van sy heerlikheid en sy genade, waarmee hy ons begenadig het. Hierdie groot God het ons begenadig in Christus Jesus. As jy vandag nog pleit vir genade,
dan is jy absoluut in so groot duisternis. Dis nie waar nie. Dan dis net duisternis, dis net ongeloof wat jou kan skei van die rykdom en die volheid van hierdie groot God wat ons kom begenadig het. Afgehandelde werk. Dit kan nie faal nie, onder geen omstandighede nie. Maar dit verg die wet van geloof. Jy moet in hierdie geloof staan, sonder om te twyfel. Hy wat twyfel, sê die skrif, is soos golwe wat heen en weer geslinger het, en so persoon, moenie dink dat hy enige iets van God sal ontvang nie. Ons moet waarlik vry word van hierdie vertwyfelinge wat in ons hart is soms. En absoluut mediteer totdat die realiteit waaroor ons mediteer, baar in ons gees en dit 'n werklikheid word, dat ons weet, hierdie groot God is nie 'n mens dat hy kan lieg nie, dit is wat hy ons geseën het mee, ons verryk het mee, en ons 'n opdrag gegee het, om vas te staan in die vryheid waarmee hy ons kom vrymaak het. Vers 7 sê, in hom het ons die verlossing deur sy bloed. Kan jy dink hoeveel mense pleit nog vir verlossing? Pleit vir verlossing vir hulle kinders, pleit vir verlossing vir hulle man of vrou of buurman of wat. Terwyl dit 'n absolute leuen van die vyand is, jy kan nie pleit daarvoor nie, jy het dit ontvang. Luister weer, vers 7, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade. Jy het, God was jou genadig, hy het jou verryk, hy het jou verlos van sonde vir tyd en ewigheid. Dis daarom wat 1 Johannes 3 vers 9 sê, hy wat uit God gebore is, kan nie sondig nie, dis onmoontlik, want Christus is jou lewe, en jou gees is in elk geval verseël met die Heilige Gees van belofte. Geen sonde kan in jou gees indring nie. Dit kan wel in jou vlees kom, en solank dinge in jou vlees is, het die duiwel 'n goeie kans om jou te verlei en jou in 'n absolute vernederende omstandigheid te plaas. So dit is so belangrik dat ons in die gees begin lewe. Dit wat hierdie groot God vir ons kom doen het aan die kruis, dit wat hy vir ons kom skenk het, die verryking en die heerlikheid, sodat ons absoluut in daardie oorvloed kan lewe. Luister na die 8de vers. Hy sê, wat hy oorvloedig aan ons bewys het, in alle wysheid en verstand. As jy nie die wysheid van God en die verstand van God gaan toepas nie, dan bly jy onkundig. Jy verlei mense as jy in onkunde oor negativiteit en sonde praat en pleit vir genade en pleit vir deurbrake. Jy kan dit nie doen nie. God het in Jesus Christus deurgebreek en hy het ons die volheid van wysheid en kennis geskenk, sodat ons in daardie volheid van die skrifte kan beweeg. Maar dis die wet van geloof. As jy nie daarin leef nie, dan het jy 'n groot probleem. Jy lees van daardie wet van geloof in Romeine 3, vers 27 en 28. Dis soms baie moeilik, as jy deur moeilike omstandighede gaan, en jy moet absoluut die positiewe bely al die tyd. Maar dis so heerlik, as die antwoord kom en jy sien wat dit beteken om vas te staan in die vryheid waarmee Christus jou vrygemaak het. Dit is so belangrik, mense. Hy sê in die 9de vers, hy sê deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het. Hierdie wil van hom wat verborge was vir eeue en geslagte. Dit is nou Kolossense 1 vers 26 tot 28. Hy sê die verborgenheid wat verborge was vir eeue en geslagte, naamlik Christus wat nou jou lewe is.
Jy het nie meer jou eie lewe nie. Aan die kruis het Christus die lewe van alle mense tot niet gemaak en vir die mens sy lewe geskenk. Die lewe van Jesus Christus. Efesiërs 4 vers 18 en 19 sê, julle was geskei van die lewe van God deur die onkunde wat in julle is. Maar dis nie nodig dat jy in daai onkunde bly nie. Jy kan nou in die volle kennis van die woord gaan, maar jy moet kom luister na die woord. Ons hou gedurig hier seminare en dit is so belangrik dat mens sulke seminare bywoon en die skrifte begin leer ken en sien watter verryking mis jy as jy sonder kennis wil voortgaan. Ek gaan weer vers 9 lees. Hy sê deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het na sy welbehae wat hy in homself voorgenem het. Hy het net goeie dinge vir ons voorgenem van die begin af. En ons moet in daai volheid staan. Luister na vers 10. Om die volheid van tye te reël met die doel om alle dinge wat in die hemel sowel op die aarde is onder een hoof in Christus te verenig. Dis die nuwe skepping wat aan die kruis geboorte gevind het. Jesus Christus ons nuwe lewe. Ons het saam met hom gesterf, saam met hom opgestaan en sy lewe ontvang. Wat 'n voorreg, wat 'n verryking om te weet dat Jesus Christus in al sy volheid, hy sê in Kolossense 2 vers 9 en 10, in Christus woon die volheid van die Godheid liggaamlik en julle het daardie volheid en om in daardie volheid te wandel. Dit is so 'n groot voorreg. Prys sy groot naam. Amen.